Amen. Kom ons sluit ons oop. Aba Vader, ons sê vir vanmôre dankie dat ons in die huis van die Here kan wees. Here, omstandighede kon soveel anders gewees het vanmôre. Maar soos ek reg in die bidkamer gebid het, dis u genade en die genade alleen. Niemand van ons wat hier staan vanmôre het enige reg, Here, om te dink hy kan besluit te maak as dit nie is vir die genade nie. Die woord leer vir ons, baie as die mense planne, maar min kry daar regtig iets reg, Here, as dit nie in die genade en in die wil is nie. So bid ek vanmôre, Here, vir hulle wat deur hartseer tye gaan vanmôre, dat ek geliefde aan die dood moes afstaan, dat u kom en u vertroos en versterk. Ek bid vir hulle vanmôre wat krankheid in die liggame het, Vader. Ek bid, Here, dat u wat die groot geneesheer is, vanmôre by elkeen stil staan en hulle aanraak en genees. Ek bid vanmôre vir hulle wat weens ander omstandighede nie hier kan wees nie, dat ook aan hulle sal dink en ook met hulle sal wees en die storms in hulle lewe sal stilmaak. Vader, ek sê vir u dankie vanmôre dat ons weer eens in die huis kan wees waar ons gekom het om u te loof, u te prys, u naam groot te maak. Vader, want dan weet ons is op die regte plek. Ons het nie gekom om mense te entertain nie, ons het nie gekom om 'n show te hou nie. Ons het gekom omdat ons ontmoeting met u wil hê, Vader. En soos my gebed, Here, dat vanmôre elkeen wat hier sit, ook hulle wat daar sal luister, 'n ontmoeting met u sal kry vanmôre, Vader, op 'n bonatuurlike wyse. Vader, ek gee myself oor aan u en die Heilige Gees om te werk en te doen, net soos wat u wil. Vader, ek weerlê en bestraf enige werke van die bose mag, oorlede van duisternis, dat enige manifestasie in hierdie huis sal uitoefen, en ek kanselleer sy planne nou, se hier in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kan jy sy plek neem. Van 'n bekende boodskap, gelykenis van die verlore seun, hier is die dalk net met daar by Lukas 15 vanaf vers 11. Lukas vanaf vers 15, hoofstuk 15 vanaf vers 11. Almal nou baie bly saam met ons môre in die huis van die Here, glo en vertrou, bonatuurlik aanraak. Amen. En ons is ook dankbaar vanmôre dat jy saam met ons is in die huis van die Here, en ons gee hom al die lof en al die eer dat hy jou ook aangeraak het in daardie pyn en omstandighede wat jy instaan. Amen. Soos jy gehoor het vanmôre Hendrik gesê, as daar versoek is, asseblief mense, ek is nie alwetend nie, God is alwetend. Ek kan nie ryk daar's fout nie. Ek kan nie weet daar's omstandighede in jou lewe as jy dit nie met my deel nie. Dis jou plig om dit met my te deel. Dis jou plig om my te kontak en vir my te laat weet daar's omstandighede of daar's 'n gebedsversoek. Ons het ook ons gebedsintercessors, maak kontak met Tannie Marie. As daar iets is wat nodig is wat moet gedeel word, dat weet Tannie Marie, dat sy dit so kan hanteer. Amen. En soos Hendrik gesê het, die kerkraad, julle het hulle nommers, dit is op die kalender, kontak een. Jy weet nie ander kan kry nie, kontak een, wie jy vertrou mee, praat met daardie persoon sal met my kom praat. Amen. Ons gaan lees uit die woord van die Here, Lukas hoofstuk 15, vanaf vers 11. Dit is 'n baie bekende gelykenis wat Jesus gedeel het. Maar vanmôre gaan ek met hom in 'n ander, kom ons sê maar die Engelse woord angle gebruik in hierdie boodskap as normaal. Amen. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. Nie baie dae daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en hy het weggereis na 'n ver land. Daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebreklik. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg.
En die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het hom tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek gaan van honger. En ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor U, en ek is nie meer werd om U seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir die diensknegte, bring die beste kleed en trek dit om, gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete, en bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en dat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beerdsanger. En hy roep een van die diensknegte na hom toe, en vra hom, wat beteken dit? Dit sê toe vir hom, die broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat by hom gesond en teruggekry het. En hy het kwaad geword, en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien U so baie jare, en ek het nooit U gebod oortree nie, en vir my het U nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun van U kom, wat die goed met hoere deurgebring het, het U vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet toch vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore, en is gevind. Die Here seën sy woord. Nou hierdie gelykenis is baie bekend. Ek glo nie, sit iemand wat sê, ek het hom nog nooit gehoor nie. As jy nog nooit gehoor het nie, dan was jy seker glad op nie in die sonneskool. Nee. Maar dit is 'n baie bekende gelykenis. Daar was 2 ander gelykenis wat Jesus ook in hierdie selfde hoofstuk gepraat het, onder 'n andere die afgedwaalde skaap en die verlore pen, wat beide na dieselfde boodskap toe lei. Maar ek wil nie vanmôre daarop konsentreer nie. Ek wil vanmôre konsentreer oor die boodskap van die verlore seun. Amen. Nou jy sien daar het 'n tyd gekom, hierdie verlore seun was by sy vader, hulle was 2 broers, hulle het saam gewoon by hulle vader se huis. Iewers het die broer begin dink, nee, maar ek wil nie meer saam met hulle wees nie. Ek verlang nie meer om in die vader se huis te wees nie. Ek wil nie meer in hierdie teenwoordigheid wees van hulle wat werklik my lief het nie. Ek wil in die wêreld ingaan en myself van nie. Dit is nie bekend. So sien ons het die verlore seun gegaan, en hy sê vir sy pa, maar hy sien sy deel wat hom toekom. En hoekom die pa toegegee, kan ek nie weet nie, maar die pa het toegegee, en hy het dit omgegee. En die seun is nog steeds nie gelukkig nie. Hy het nou klaar gekry sy sin, om dit te kry wat hom seker begin brand het, en hy begeer toe nou, hy gaan nie meer in die vader se huis woon nie, hy gaan na 'n ver land toe trek. Baie interessant om te sien, die woord van die Here sê 'n ver land. Dit beteken ver weg van die vader se huis. Amen. Hy het nie net, soos ons as jong mense, soos nou besluit, ons wil ons skoolers uitsteek, ons wil ons eie plekkie oprig, ons wil gaan bly, dan gaan bly ons terug af in dieselfde dorp of stad, al paar maas. Jy gaan so nie ver land nie. Maar hier sien ons, hy het 'n ver land gaan kry, om te gaan bly. Want dit was vir hom belangrik, om ver weg te wees van die vader se huis. En die woord van die Here leer vir my, dat hy het
bedienstings wat hy gekry het van sy pa, sy erfdeel, het hy gaan verkoos, deur losbandig te lewe. Hy het met ander woorde gekoop, en seker maar net alles gedoen wat hy wil. Die woord van die Here is baie regheid, hy sê, hy het tot hoere vermaak, met sy geld, met sy besittings. En soos sien ons kom hierdie tydperk, wat hy nou so lekker leef, in sy losbandigheid, kom daar hongersnood oor die land. En nou het hy 'n probleem. Hy het nie meer daai geld wat hy so lekker geblaas het nie. Nee. Al die drank wat hy gekoop het, en al die parties wat hy gehou het, en al hierdie wêreldse dinge wat hy aangekleef het, en die materiële dinge wat hy dalk aangekoop het, al hierdie goed het nou kom van geen waarde nie. En hy is ver van die Vader se huis. Amen. En ons sien hier sit hy, en hy kom by 'n plek van bekering. Hy erken dat hy gesondig het in die oë van God. Amen. En hy kry hierdie begeerte, hy sê, maar ek weet daar's 'n huis waar daar voedsel is. Die woord sê hy het gebegeer om die pele van die varke te eet, want die varke kry om te eet. Hoe erg moet dit nie wees nie, as jy moet begeer om goed te eet by die varke. En daai begeerte was aan hom, om net van hierdie pele te eet, maar niemand het dit vir hom gegee nie. Wanneer jy teologie studeer, sal jy leer, vir die Jood is dit seker die laagste van die laagste wat jy kan gaan om varke op te pas. Jy kan nie laag gaan nie. Dis die laagste. Dis die mees tipe werk wat seker die skaamste vir enigiemand kan wees. Hier lê hy tussen die varke. Hy sien hoe die varke eet. En hy besef, hy kan nie self soos die varke eet. Ek dink dat die mense na hom daar gekyk het, met afskuwelike oë. Hulle het heel waarskynlik oor hom geskinder, hulle het heel waarskynlik goed oor hom begin praat. Want hier lê hierdie seun tussen die varke. In sy hart begin hy hierdie begeerte kry, en hy verlang weer na sy vader se huis. En hy sê, maar ek weet, tot die diensknegte daar, eet beter as wat ek eet. Ek sal teruggaan na my vader se huis, en ek sal voor hom gaan bely, en sê, ek is nie werd om jou seun genoem te word nie. Ek sal soos 'n diensknegt in jou huis kom bly. Nie hy die voorneme en hy het tot die besluit gekom, nadat hy voor God bekeer het, staan hy op, en hy beweeg terug na sy vader se huis. En hoe lang die reis was, ek weet nie, maar dit is 'n ver plek, sê die skrif. Amen. Maar die mooiste is, daar sê die woord van die Here vir ons, en sy pa het hom gesien in die verte antwoord. Dit beteken die vader het 'n verwagting gehad. Die vader het dalk elke môre, as hy opstaan en hy gaan staan en kyk, kom hy sê nie dalk net huis toe nie. Maar hy het nooit van daai besluit afstand gedoen nie. Elke môre glo het hierdie vader gaan staan en te kyk of hy nie dalk tog sy kind sien nie. En sê die woord van die Here, sy vader merk op, daar kom hy aan. En ek kan net dink hoe die vader se hart moet voel. Hier kom my verlore seun terug huis toe. Amen. En die woord van die Here sê vir ons, toe hulle by die plek van ontmoeting kom, vader en seun, het hy onmiddellik bely teenoor sy vader. Hy bely hy het gesondig voor God en teenoor sy vader. Amen. En hy sê vir sy vader, ek is nie werd om jou seun genoem te word nie. Dis ware bekering. As jy werklik berou het vir die sondes in die lewe, dat jy so ver kan jy vir die Here sê, ek is nie eers werd om jou kind genoem te word. Ek is nie eers werd
dat jy my moet sien as jou kind nie, Here. Maar vanmôre kom ek en ek bekeer van my verkeerde weë. Amen. En hier sien ons 'n baie mooi ding gebeur. Die pa is nie vreeslik ingestel oor wat die seun sê nie. Hy sê nie, nee, dis maar goed seun, gaan kry nou maar daar vir jou 'n kamer, daar tussen die werkers, ons sal maar later praat. Nee, hy het onmiddellik 'n opdrag gegee. Bring vir my seun 'n nuwe kleed. Gee hom 'n ring vir sy hand. Gee hom skoene vir sy voete. Amen. Hy het hom onmiddellik bekleed met die heerlikheid van sy Vader. Hy het hom onmiddellik geseël as sy kind. Hy het onmiddellik vir hom die skoene van bereidwilligheid gegee vir die evangelie. En hy bekleed hom met die heerlikheid. En die woord van die Here sê, hy het opdrag gegee om 'n vetgemaakte kalf te slag. Hulle gaan nou fees vier. As jy weer teologie studeer, sal jy leer dat 'n vetgemaakte kalf was vir besonderse geleenthede gewees. Dit was nie 'n ding wat altyd gedoen was nie. Dit moes 'n baie spesiale gebeurtenis gewees het wat plaasvind vir 'n vetgemaakte kalf om voorberei te word. En die woord van die Here sê, daar het musiek gespeel en daar was vrolikheid. Want die verlore seun het teruggekom na die Vader. En daar in die verte hoor die ander broer, maar hier is nou 'n rumoer aan die gang. Wat se party hou my pa nou daar? En hy doen dan navraag oor wat is daar in die plaas? Wat is besig om plaas te vind? En die diensknegt lig hom in, jou broer het teruggekom en jou vader hou vir hom 'n fees. En ons leer in die woord van die Here dat hierdie broer hierdie boodskap nie aangenaam ontvang. Hy is kwaad. Hy is kwaad dat hierdie seun dan nou weer al hierdie voorregte teruggekry het. Hy het dan alles gegaan en het alles probeer wat sy pa gegee het. Hy is dan die seun wat die huis verlaat het. Hy is dan die seun wat niks verder meer moes toekom nie. En ek verneem dat die diensknegt het aan die pa die boodskap gaan oordra. Jou seun weier om huis toe te kom. Hy is ongelukkig oor hierdie gebeurtenis. Die woord van die Here leef teen my en dat die pa met hom praat. Hy sê, hoekom kan ons nie bly wees nie? Dus broer was dood, maar hy lewe. Maar hierdie dood kan dan verwys word as geestelike dood. Amen. Hy sê, jou broer was dood, maar hy lewe. Hy memoreer met sy pa, maar hy het al hierdie geld wat hy hom gegee. Hy het sy alles wat hy gekry het hy gaan verspil op boere. En tog gee jy vir hom so ontvangs. En ons sien God se hart vir 'n verlore seun. Baie mense sit in die kerke wat dink hulle is hoogheilig. Hulle oordeel ander wat terugkom in die huis van die Here. Hulle oordeel hulle wat weer hulle hart vir die Here opnuut gee. En hulle het allerlei stories oor hulle te sê, maar hulle was daar, hulle het hierdie dinge gedoen, kyk wat doen hulle nou. Ons hou ons boek van mekaar se foute. Ons kan nie wag vir die geleentheid wat ons kry om dit uit te spreek. Amen. Hier sien ons dat die broer presies dieselfde ding doen. Maar die pa laat hom nie veel daaroor kwel nie. Want hy het sy besluit gemaak. Of die seun dit nou aanvaar, of daarna nie. En wanneer na die seun verwys word, verwys ons na die Fariseërs en die Sadduseërs. Die skrifgeleerdes. Amen. Wat ook altyd iets te sê, as Jesus aan die sondaars gesit het, aan die tafel. Amen. En hierdie broer presies dieselfde ding gedoen. Maar die Vader gee nie ag op sy memorasies en sy klaagkouse nie. Hy is bly want die seun het huis toe gekom.
Nou vanmôre wil ek hê met die boodskap van hierdie seun hoor. Baie verlaat die huis van die Here. Want jy wil die wêreld gaan dien. En die begeerlikhede van die wêreld wil jy najag. Jy wil daai begeertes gaan uitoefen. Dis vir jou van meer belang as om in God se huis te wees. Dit wat die wêreld jou kan aanbied, dit wat die wêreld vir jou wil gee, is vir jou meer belangriker as om in God se huis te wees. En dan kom ons daai gees van rebellie in jou op. Ag, ek gaan die kerk verlaat. Ek gaan die huis van die Here verlaat. Baie wippel en verlaat hulle die huis van die Here. En dit is presies wat die vyand wil hê moet gebeur. Hy wil jou rebels maak teen God se huis. Hy wil nie hê jy moet in God se huis wees nie. Baie mense bel ons, pastoor, ons het nie kos in ons huis nie. My eerste vraag wat ek jou vra, dien jy by 'n gemeente? Nee, pastoor. Ek sê dan het jy nie 'n herder. Ek is dan nie jou herder. Wat baie wil hê, die kerk moet uitdeel. Maar dit sal nie op 'n Sondag na die huis van die Here toe kom nie. Dis nie waarvoor God sy liggaam geroep het. Amen. En so sien ons hierdie omstandighede. Hy kry nou al hierdie begeertes wat die wêreld in hom opwek. Hy wil nou 'n ver land gaan soek, sodat sy pa nie moet weet van sy skaamtes nie. Sodat die stories nie by sy pa kan uitkom nie. Sodat hy maar hierdie losbandige lewe kan hê. En hy het net gehou tot die storms kom. Dat hy nie 'n herder nie. Hy het ook nie 'n huis. Dat hy die Vader se huis verlaat. Alles wat hy gehad het, is daarmee heen, was niks oor. En hy beland waar sonde jou sit. En val. Baie kinders van die Here stap uit die kerk uit en beland in die fakkel. Want hulle het nie 'n vaderhuis om heen te gaan. Hulle het die vaderhuis verruil vir die wêreld en die wêreld se begeerlikhede. Amen. So bring sonde jou by die varkpele uit. Dat jy maar moet eet van die varkpele. Maar jy kry dit ook nie eers. Sonde hou jou in hierdie mag vas, in hierdie ketTINGS vas, dat jy gebind is en jy kan nie vrykom nie. En jy sterf geestelik. Iemand wat nie kerk toe kom nie, jy sal nie geestelik groei. Jy sal sterf geestelik. Ek kan baie skrifte in die woord van die Here opbring wat sê ons moet as 'n liggaam van Christus funksioneer. As jy nie in die kerk is nie, funksioneer jy nie as 'n liggaam van Christus nie. Jy staan buite die liggaam van Christus. Almal wat die verskoning het, ag ek hoef nie kerk toe te gaan nie man, ek gaan maar net hier en dit doen, ek lees my Bybel, ek bid en ek stap bos toe en ek bid daar. Man, jy behoort nie aan die liggaam van Christus nie. Want dis die redenasies wat ek kry. Hoekom moet ek aan 'n kerk behoort? Dis al hoe jy deel kan word van die liggaam van Christus. Amen. Die woord van die Here sê dit, nie ek. En as dit nou vir jou skok is, laat dit 'n skok wees. Daar is soveel verskonings daar buite vandag. Hoekom mense nie kerk toe kom nie? Want die kerk dit, die kerk dat, die kerk dit, die kerk dat. Nou gaan ek nie meer kerk toe. Man, jy lê by die varkpele. En dan gaan storms kom. En jy gaan nie 'n huis hê waar versorging vir jou gaan wees. Maar ek dank God, hier kom hierdie seun tot bekering.
Hy bely opreg voor God sy sondes. Hy sit nie daar en sê, ag Here, maar dit, ag Here, ag jy weet dit, ag dit, Here. Amen. Nee. Hy het opreg berou vir sy sondes. En hy bely dit voor God. En die oomblik toe die belydenis plaasvind voor God, toe kom lewe terug. Amen. En die oomblik toe hy lewe ontvang, toe kom wysheid na hom. En die wysheid sê, gaan terug na jou vaderhuis. Want daar is oorvloed. Want daar is voorsiening. Alhoewel hy nie homself goed geag het om as 'n seun huis toe te kom nie, soos ons is wanneer ons in sonde beland het, dat jy so stikkend voel, dat jy so laag voel, dat jy nie voor God eers wil buig nie, of wil opkyk na hom nie, het hierdie seun net besef, ek sal dadelik by hulle sê vir my vader sê, ek is nie werd om jou seun te wees, maar ek sal as 'n diensknegt bly. Maar ons sien hoe God se verwagting vir 'n verlore siel elke dag is. Nie net sekere dae nie, kind van die Here. Elke dag staan God met die verwagting, wanneer gaan my seun en my dogter terugkom na die huis? Want ek wil hulle ontvang met liefde. Ek wil hulle sit die seël aan hulle vingers. Ek wil hulle bekleed met my heerlikheid. Ek wil vir hulle aantrek skoene van die evangelie. Hy het 'n verwagting. Elke môre verwag hy, wanneer gaan jy die besluit maak om terug te kom na die Vaderhuis? Hy staan elke môre en hy wag vir jou en hy sê, ag, as jy maar net vandag sal kom, my kind, ek is gereed om jou te ontvang. Ek wil jou bekleed met my heerlikheid. Halleluja. En God se vaderhart word geopenbaar die oomblik wat die verlore kind terugkom. Hy het hom nie gejudge nie. Hy het nie hom sy bok gegee nie. Hy het nie hom op een of ander oordeel geplaas nie. Hy het hom omhels. Hy het hom bekleed. Want dis die God die ons aanbid. Halleluja. En vanmôre, kind van die Here, wil ek vir jou sê, jy het dalk 'n kind wat in die wêreld is. Jy het dalk een of ander familielid nog wat in die wêreld is. Jy sit dalk selfs hier vanmôre en jy weet jou saak met God is nie reg nie. Ek wil vir jou sê, hy staan vanmôre en hy wag vir jou om te sê, Abba Vader, ek kom terug na die huis. Halleluja. Dat hy jou kan aanraak. Dat hy jou kan sien. Halleluja. Dat hy verandering in jou lewe kan bring. Dis die God se wil, dat u en ek by die varkpele moet lê en varkpele se kos wil hê nie. Dis die God se wil, dat u en ek in varkhokke moet lê in die modder nie. Dis sy wil, dat ons bekleed is met sy heerlikheid. Halleluja. En vanmôre is dit die verhaal van die verlore seun. Dis 'n verhaal wat hy vir jou en my geskilder het vanmôre. En jy moet vanmôre weet, God wag. Hy's gretig om jou te ontmoet. Halleluja. Hy wil nie meer net op jy kyk wees nie, maar hy wil jou sê, kind van die Here, daar gaan 'n uur en 'n tyd kom, wat hierdie tye nie meer beskikbaar sal wees nie. Daar gaan 'n tyd kom, wat hy nie meer by die wagpoort gaan staan, om te vir jou te wag nie. Daar gaan 'n uur kom, wanneer dit finaal klaar is, dan is daar geen deur nie. Dan is daar meer geen ontvanklikheid van die koning van die konings nie. Dan is dit vir ewig en vir altyd vir jou te laat, en sal jy eindig in die varkhok. Halleluja. Maar vanmôre terwyl jy die geleentheid het, vanmôre terwyl jy nog kan asemhaal,
Vanmôre terwyl jy nog die geleentheid het om 'n besluit te kan maak, is dit sy vraag aan jou. Hoe lank nog moet ek vir jou uitkyk? Hoe lank nog? Hoe lank nog wil jy by die varkhoeke gaan lê? Wil jy ook maar eers alles verloor voor jy weer die Vader is? Of terwyl jy vanmôre nog die geleentheid het, sê Here, ek leer. Kom ontmoet my vanmôre. Kom omhels my vanmôre. Kom bekleed my vanmôre. Ek wil nie meer lyk soos die varkolie nie. Ek wil nie meer wees daardie een wat almal oorskinne en sê, ag, die arme man, het julle gesien waar lê hy nie? Hy was eens op 'n tyd hierdie populêre persoon gewees, wat almal se deur aangeklop het, almal wou by hom wees, want hulle kon gedeel het in sy rykdom, halleluja. Maar die oomblik toe hy nie meer het nie, toe word hulle ook weg, toe is hulle ook nie meer daar nie, want as hulle daar was, sou hy nie by die varkhokke opgeëindig het nie, hy sou by hulle dalk aan huis gewees het, hy sou dalk 'n bord kos gehad het, om te eet, maar hy het hulle rug op hom gedraai, want dit is wat die duiwel met jou maak, solank hy vir jou kan gee, en hy wil jou kan vat, gaan hy van jou vat, tot daar niks oor is nie, halleluja. Vanmôre is dit jou geleentheid, kind van die Here. Sê, Here, ek ontvang vanmôre hierdie boodskap. Vanmôre, Here, wil ek ook regmaak my sondige toestand voor U. Vanmôre, Here, wil ek ook daardie een wees wat sê, kom ontmoet my. Daar's 'n liedjie wat sê, kom ontmoet my in die môre. Ken julle? Daardie liedjie het soveel die woorde, is nie die ou mense wat hom vasgehou het in kwaliteit, ware evangelie boodskappe in hulle musiek. Vandag se musiek is alles oor jouself en oor die mense wat sing. En dan kan jy nie oor God nie. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, kind van die Here, die Vader staan met 'n verwagting vanmôre. Die wat ook luister daar van Facebook af. Die Vader het vanmôre 'n verwagting vir jou, verlore kind, kom huis toe, halleluja, sodat hy jou kan bekleed met sy heerlikheid. Sonde bekleed jou nie, sonde skeer. Sonde maak dit jy stikkend, en dan sterf jy geestelik. En ek het weer al baie geleer, die woord van die Here sê, ons sal groter wonderwerke doen, as wat Jesus gedoen het, op hierdie aarde. Grootste wonderwerk, is 'n verlore siel wat verdree. Was nie 'n groter wonderwerk as dit. Jy kan 'n nuwe oog kry, kan nog steeds help kan. Kan 'n nuwe hart kry, kan nog steeds help kan. Wanneer 'n verlore siel tot bekering kom, is dit die grootste wonderwerk wat ons. Amen. Vanmôre is dit die boodskap wat ek vir u bring. Gee ons die mens daar kan speel. Vanmôre het u nou die boodskap gehoor van die verlore seun. Jy kan jou vanmôre self afvra, kan jy jouself dalk relate met hom? Is daar dalk 'n plek in jou lewe wat jy weet, jy het meer begeerte vir die wêreld as om God se huis te wees? As ek kyk na banke wat leeg is in ons kerke, dan kan ek vir jou sê waar lê die begeerte. Dis nie om die huis te wees. Ek het al baie duidelik gemaak, dat verskonings om nie in die huis van die Here te wees nie, is van God afgewaar. Jy kan my dalk beïndruk as 'n pastoor, hy dalk oortuig,
God ken die waarheid. Mense soek soveel verskonings om nie kerk toe te kom. Hulle het al 'n boekie vol wat hulle volgende week gaan gebruik as 'n verskoning. Jy stel ander goed voor God as om in sy huis te wees. Ander dinge is vir jou belangriker as op 'n Sondag na die huis van die Here te kom. Want jy het klaar geestelik gestel. Dis hoekom jy nou die huis van die Here toe kom. Hoe lank gaan ons nog aangaan soos ons aangaan met sy genade? Want ons se familie laat afstaan. Nie geweet nie. Aan die dood. Baie van ons met sy familie laat al afstaan aan die dood. Net so. Niemand weet of hy môre weer geleentheid het. Ek kan nie dit vir jou verseker. Jou geld kan dit nie vir jou verseker. Jou posisie kan dit nie vir jou verseker. Jou vriendekring kan dit nie vir jou verseker nie. Jou ma of jou pa kan dit nie vir jou verseker nie. Snaps jy ons? Jy kan alles hê. Maar as jy moet sterwe sonder God, het jy niks. Wanneer ek op 'n Sondag na diens beweeg na die mall en ek kyk hoe die malls oorloop, maak jy jou pensie vol, varkie. Ons sit eerder in restaurante. Ons gaan kyk eerder, wat kan ons gaan koop in die winkels? Want dit is ons erfporsie gevat. Maar dit gaan klaar as die storm kom. En jy gaan niks hê nie. En die mol gaan jou niks kan bied nie, want jy gaan niks hê om dit nie te kan doen nie. Kind van die Here, waar staan ons geestelik vanmôre? Of het ons ook maar die begeerte om eerder mol toe te gaan op 'n Sondagoggend, eerder in die wimpie te gaan sit in die spit, as om in die huis van die Here te sit en deel te wees aan sy liggaam. Baie offer op. Ek kyk na Amanda met pyn en seer in die liggaam. Sy sit hier. Sy het gesê, pastoor, verskoon my asseblief. Ek gaan nie vanmôre hier wees nie. Party net te loop nie eens bly al by die huis. Want Amanda het 'n liefde vir haar Vader in sy huis. Dis hoekom sy is. En so elkeen anders. Kom al jou genesing hier. Kom kry jou verlossing hier. Kom kry jou antwoord hier. Kom kry jou krag hier. Kom kry jou roeping hier. Want die Vaderhuis is die plek waar God jou wil sien. Amen. As daar iemand is, selfs hulle wat luister, wat sê, pastoor, ek moet erken vanmôre, ek is ook skuldig, soos hierdie verlore seun is. Dan wil ek hê, almal sluit hulle oë, niemand kyk op. Staan op jou voete. Ek wil vir jou gebed. Jy nie skaam vir die Here nie. Wat vanmôre daardie autoriteit seker ek staan op. Ek staan vanmôre op eers die Here. Want ek erken ek is die geestelike waar moet wees nie. Ek is nie in daardie huis waar veronderstel is om te wees nie.
Ek erken, ek leef ook maar daar, waar ek stink van sonde. Nog 'n bietjie tee gaan 'n sigaret, nog 'n botteltjie drank drink, nog 'n bietjie van my sonde, nog 'n bietjie. Jy stink, en jy ruik na die fakkel. Maar vanmôre wil God jou aanraak. Vanmôre wil hy jou vry maak. Vir die wat dink, baie pien is beter as rook, man, jy doen dieselfde sonde. As jy wil weet wat is die sonde, die woord van die Here sê, bewaar die een wat hierdie liggaam afbreek. Dis die sonde wat jy doen. As jy wil weet wat is sonde om te drink, die woord van die Here sê, wees in alle tye nugter. Wie souber? As jy nog wil weet, kom vra my, kan jy antwoord? Vanmôre spreek ek tot elkeen wat hier sit. En ek vra jou hierdie vraag. Is jy in die Vaderhuis? Is jy gekleed met sy heerlikheid? Het jy die seël aan jou hand? Het jy die skoene van bereidwilligheid aan vir die evangelie, vir die waarheid? Of is jou begeertes oopbaar in die wêreld? Ek gaan nie lank uittrek nie. Enigiemand is wat voel ek moet verloor. Maak gebruik van die geleentheid as dit kan. Hy staan en hy kyk met afwagting vanmôre. Gaan jy kom? Hy kyk daar in die verte. Gaan my dogter terugkom? Gaan my seun terug? Want ek verlang na hulle. Ek wil hulle bekleed. Ek wil 'n ring aan hulle sit. Ek skoon aan hulle voete sit. Ek wil vra dat die gemeente staan. Kom ons sluit ons oop. Abba Vader, vanmôre wil ons by U buig en vra, Here, wees ons genadig. Die woord het uitgegaan. My gebed is dat elkeen wat hierdie woord vanmôre gehoor het, sal reageer en sal regmaak met U en sal terugkom na U huis toe. Dankie dat U die liefde op so wonderbaarlike wyse openbaar vir die verlorenes. Mag ons elkeen ook daardie liefde openbaar aan die verlorenes, Vader. Dat ons nie oordelend sal wees nie. Nie sal ag en dink ons is beter nie. Maar dat ons werklik saam sal juig oor een siel wat hy soek. Dat ons werklik in dieselfde gees van blydskap sal wees vir 'n siel wat hy soek op, Here. Mag U gee dat ons in hierdie gemeente siele sal bereik vir die koninkryk, Vader. Dat ons nie teen mekaar sal draai nie, dat ons nie mekaar sal verag nie, dat ons nie teen mekaar sal spreek nie, maar dat ons in eenheid sal wandel in die liefde van die Here. Rig ons op, Here, vir die werk vir die koninkryk. Sodat ons gehoor kan gee, Vader, aan U wil en aan U plan. Ek bid vir hulle wat dalk nie gestaan het vanmôre, selfs hulle wat geluister het of luister daar op sosiale media. Bid ek nou, Here, dat hierdie saad tot groter oeste sal lei. Dat mense vanmôre wat dalk luister, Here, op hulle knieë neersakke en net vanmôre regmaak met U en bekeer, my God, van hulle verkeerde weë. Dat ons weer 'n erns het in ons om opreg te wees met U, Vader. Ek bid vir elkeen dat 'n besluit maak
En ek weet die engele ou fees vanmôre vir een verlore siel wat hy sê. Dankie Here vir hierdie boodskap. Dankie Here dat ek weet ernstig gepraat. Dankie Here dat ek weet U sal hierdie boodskap verder vat tot U eer, tot uitbreiding van die koninkryk. Ek gee alleen al die lof en al die eer tot in ewigheid. Amen. Ek wil vra as daar enige mense is hierso wat beleef het gelaat op met krankheid in die liggaam, omstandighede, stap asseblief na vore. Ek wil graag vir jou bid. Jy's in die Vader se huis. Amen. Maak gebruik van hierdie oomblik. Nie uitstel nie. Amen. Ons kanselleer vanmôre die diagnose wat jy ontvang het in Jesus. As daar nog is wat wil ek kom asseblief nie hastig raak nie. Kos is net kos. Eers by die geestelike kos. Kan net vet word van jou nie. Stap uit asseblief. Ek ervaar as twee mense die God vanmôre wil aanraak. Stap uit, maak gebruik van die geleentheid. Tom, die Here wys my Tom. Kom asseblief. Hy wil nou maak gebruik van die geleentheid as een persoon. Jy weet jy krankheid in jou liggaam. God wil vanmôre jou aanraak, sakkie. Halleluja. Ons het reeds vir Amanda gebid, ek gaan nie weer bid nie, dan se kan hom geloof, Amanda. Halleluja. Altaarwerkers, kom asseblief uit. Ons het 'n versoek gekry om nie stoele vir mense te gee nie. Ons gaan nie meer stoele gee. Iemand kry seer sonder dat die salwe van die Heilige Gees val. Wil jy voorstaan? As daar belydenis is wat jy moet doen. Die woord van die Here leer vir my, baie word nie gesond as gevolg van sondes. As enigiets is wat jy nou moet bely voor God, maak dit reg. Ek gaan nie vir jou bid voordat jy reg gemaak het nie. Ek wil vir die duiwel geen deur gee vanmôre. Om krankheid vas te hou. Sluit jou oë as jy voor staan, niemand kyk rond nie. Selfs met jou hemelse Vader. Halleluja. Kero baba sabari bendere bebe bendere baba baba. Kero baba baba sabari bebe bendere baba baba sukriande. Ari bebe bendere baba baba sikere bebe bendere baba baba suprende. Ari bebe bendere bebe shikara baba bandara baba kire waktu. Kira baba baba sibri bebe bendere baba baba sikere bebe bendere. Baba baba sabari bebe bendere baba baba shikere bebe bendere baba kira bebe bendere. Ara baba bondu kare baba baba shikere bebe bendere baba baba sikere bebe bendere. Ara baba baba shikere bebe bendere baba sibri bendere. In Jesus' name, be healed. In Jesus' name, hallelujah. Koro sabari bendere baba baba sibri bebe bendere. Guru Bobo Shikari Baba Baba Nere Baba Baba Severi Bende, Daraja Bendraman, Daraja Bendraman and Mutanayaki, Kara Baba Baba Severi Bende, Basikara and Dara Severi Bende, Guru Bobo Dukera Baba Baba, be healed in Jesus' name, hallelujah. Guru Bobo Sabri Bende, Baba Sikari Bende, Baba Severi Bende, receive the curse, receive the Tomora, Paratumora in Jesus' name, hallelujah. Guru Bobo Severi Bende, Baba Sikari Baba Baba, Kira Baba Subari Henseri Baba Baba. In Jesus' name, receive it. Receive your healing now. In Jesus' name, receive that. Receive that. In Jesus' name, hallelujah. Kora Baba Sabri Bende, Para Baba Baba Shikeri Bende, Para. Touching. Yes.
Buiten die simptome, ek praat van laster, dat laster wat jy moet gaan vermoorde. Neem die laster dat gaan, so dat wat jy dra, God sê, vat my juk is lippe, moet nie verder hierdie juk dra nie, my seene, sit hierdie juk vermoorde neer, dat ek om vir jou dra, ek kom terug na jou toe in Jesus naam, Baba sabari bebende, Baba sikeri bebende, Baba sendera, Baba sikeri anda, Ketoro Baba lead you, in Jesus name, hallelujah. Receive it now in Jesus' name. Yes, receive. Come on, so Baba Sebri Bebende, Baba Sikare Baba Bande, Barababo Sakari Bebende, Baba Sikare Bebende, Barababo Bondi Bebende, Baba Sikari Baba Banda, Barababo Bondi Rabasibi and the Father. I could even if you get a form number and Jesus name. As we have given you heart and when you put the cost out of the all out of the yes, on your perform and the name of Jesus Christus. Yes, on the blood of God for Luther of the conversions that I would that dear. Yes, on the say joy still here. Akbar no yara, but he did the home for the unrapa, but he did the kaffa. And Jesus name, hallelujah. Receive from Toma, Karabosa, receive the power. God wil ek jou weer vanmôre wil kom, Vader vanmôre, en oor binne, hallelujah. Kerobo sabari bebende, Baba sabari bebende, Baba kiri bebende, Baba sabri bebende, Baba ni Baba kiri bebende, Baba sabri bebende. Be used in Jesus' name, hallelujah. Kerobo sabari bebende, Baba kiri. Where are you? Yes. School really helpful. Awesome. Cool. Hard to more. Good to more. Karabobo sabri bebende rabas sebri. Karabobo sabri bebende rabas sikriande. Marabobo ni rabas sikriande rabas sebri bebende. Marabobo ni rabas sikri bebende rabas sebri. Receive that in Jesus' name, hallelujah. But here we can be a special. But no one will come forward from you. If I compare the silver, if I go for the same, if you would then not put it in the world, put it as you can come in. And you will not come from good fire, but it's on fun, and you come on to you. Baba Bondi Rabash, Baba Banda Rabash, Gori Mamundi Rabash, the Kutelani, Joy of the door, shall stay, hallelujah. The Better lights up on the Yerra, for being told of him on phone. Dagger 18 months after, the full heart is going to crack on phone. I've been here for more. Daai seer plekke, vanmôre genees word. Ek ervaar hierdie hart is gekwes, Here. En vanmôre vind ek, Here, dat hierdie kwesplekke nou sal genees in Jesus naam. Die simptome wat daar is van hartwal is gevolg van die kwesplekke. Ek bid, Here, dat U nou hierdie kwesplek genees, dat die simptome wat daar was nou nie verder sal manifesteer in hierdie hart nie, maar dat hy 'n nuwe hart ontvang in Jesus naam. Halleluja. Vreugdes van die Here, hy kom in opbouw van hierdie kant in Jesus naam. Amen. Baba sabri eteri Baba sebri bebende stikorde na dosaku. Para Baba ndere bebe shikari bebende Baba sebri bebende. Para Baba keri bebende basikeri bebende Baba sebri bebende. Para Baba ndere Baba sikeri bebende Baba sebri bebende Baba ndi.
Vader, hierdie liggaam is nie 'n martelingsplek nie. Ek kom teen die vyand se werke wat marteling saai in hierdie liggaam. En ek sê vir jou vyand, jy is niks. Jy is uitgekleef tot niks nie. Ek verklaar nou genesende krag van God wat vaardig raak nou in hierdie liggame. Ek bid, Here, dat U nou hierdie krankheid genees van hierdie oomblik af. Here, dat hy nou sal ervaar die salwing van die Heilige Gees inspoel hier, Vader, van hierdie oomblik af in Jesus naam. Ek verklaar dit so in die naam van Jesus Christus, dat die salwing van die Heilige Gees nou vaardig oor hom raak. Be healed in Jesus name, hallelujah. Receive, receive. Laat toe dat die Heilige Gees jou bedien. Laat toe dat die Heilige Gees jou bedien. Maar die Heilige Gees jou bedien vanmorgen. Touch him. Touch him. Touch him. Here ons sal die bedien, Here was ek die bedien. Ons twyfel, ek weet nie wat die plek in die sak hier, ons twyfel. Jy moet uit twyfel laat gaan. Jy moet uit twyfel nou laat gaan. Verklaar. Klaar. Enige plek waar hy twyfel het, gaan. Nou, in Jesus naam. Here ons sal die bebendere was ek die bebendere was. Karaboni rabasi die bebendere was ek. Touch him. Touch him. Touch him. Receive now. Touch him. Wat jou geneesing vanmorgen. Vat het vanmorgen. Jou. Vat het vanmorgen. Dankie. Dankie vir geneesing. Dankie vir die krag van jou. Vanmorgen hierdie juk het neem. Dankie. Halleluja. Hier op die sal.
Gees is God gaan ons kas ry. Goed. Ons het 'n baie besonderse taak voor. Sien hy by jou dit ons doen. Dat dit ons doen. Ja. Dank u. Yes. Stop. Amen. Dank u koning halleluja. Ons stem op. Maar kan nie langer nie ophou nie. Wil julle dan? Pastor, ek kan nog getuig. Dat is 11. Die extra is 11. Dat is 11. Het gaan nou nie B nie. Gaan ons mense kry. Daar gaan 4 klap. Die is nog 2. 8 oor. 8 oor. 8. Jy vat 4. 2. Wie nog? 8. Nee, maar buiten dit wat oor is. Ek het extra 3. Jy extra, ek sal te min. Amen. Sakkie. Prys die Here, ek het nog 'n getuig. Laasweek staan dat ek 'n verskriklike pyn in my heup gehad. Dat ek die vorige dag nie kon slaap. Ek het kerk toe kom vanoggend, die Sondagoggend en ek sê Here, ek gaan nie hierdie ding aanvaar nie. Ek was al deur bespreek operasie, ek weet hoe dit voel en